Gister het die staatspresident, meneer F.W. de Klerk, bekendgemaak dat die omstrede 3-2 bataljon van die Weermag, tesame met die eenheid vir Boesmans, 3-1 bataljon en die oud-polisie-eenheid Koevoet ontbind gaan word. 3-2 bataljon was alweer beskou as een van die mees gedigte gevegseenhede nog in die Weermag. Die bydra deur Eben Engelbrecht. Die ontbinding van 3-2 bataljon is die finale stap in 'n reeks omstrede gebeure wat begin het met die eenheid se aanwending in die swart woongebiede. Met sy eerste verskyning in die townships het 3-2 bataljon onder skoot gekom van veral die ANC en die PAC, wat gekla het oor die Weermag se gebruik van genasionaliseerde swart Portugese teen swart Suid-Afrikaners. Die laaste spyker in die doodskis van 3-2 bataljon was die gebeure van 8 April vanjaar in Polla Park aan die Oosrand, toe lede van 3-2 na bewering by 'n skietery en verkrachtings betrokke was, waarin 1 persoon dood en minstens 100 beseer is. In sy ondersoek na die voorval het die Goldstone Kommissie aanbeveel dat 3-2 bataljon se muur aan die swart woongebiede onttrek en nooit weer in 'n binnelandse vredesrol aangewend word nie. Die Polla Park insident het onder meer tot ernstige oor en weer beskuldigings tussen die Weermag en die ANC gelei. Don't blame us. If some of these cowardly elements hide in the masses in Polla Park, opening fire on us, people getting hurt, now putting the blame on our shoulders. To our disappointment, we have immediately taken a defense. Defense to say that you had the right to shoot those injured people. They are women. It does not happen to your people. Waar 3-2 bataljon by sy nuwe basis op Pomfret in die Noord-Kaap wag om te hoor wat sy ontbinding presies gaan behels, hoop die meeste swart Portugese soldate om hulle werk in die Suid-Afrikaanse Weermag te behou. Die meeste van hulle ken niks anders as 'n militêre milieu nie. En soos met die oud SAP-eenheid Koevoet, is die lede van 3-2 bataljon grootliks van die veiligheidsmagte afhanklik vir hul voortbestaan. You wouldn't like to go back to Angola? Well, I should like to go there just to go and visit my family and come back. You see, as I'm now a South African citizen, so I would like to stay in this country. Dan in 81 ek het in Weermag gegaan tot vandaag, maar ek voel alright in Weermag. I haven't got any planning to go back to Angola because I haven't got any future. I think I got a few of my family here, my child here, and all of them they're born in South Africa. So I haven't got any plan, as I've said, to go back to Angola. Oor hoe presies 3-2 bataljon ontbind gaan word, is daar nog onduidelikheid. Maar in amptelike kringe word daar van rasionalisering en reorganisasie gepraat. Die Weermag sal waarskynlik in die komende dae en weke besluit wat die ontbinding gaan behels. Maar as die SAW hom wil bepaal by die aanbevelings van regter Goldstone, sal hy waarskynlik probeer om die kohesie van 3-2 bataljon geheel en al tot op individuele vlak af te breek. Jy weet, hulle kom 'n lang pad saam met die Suid-Afrikaanse Weermag. Al die lede van 3-2 bataljon is Suid-Afrikaanse burgers. Hulle is geneutraliseerd. Hulle is professionele soldate, hulle is goed opgelei. Hulle is goed gedissiplineerd normaalweg gesproke. Hulle is goeie vegters. En 'n mens sal eintlik dom wees om so 'n groep goeie soldate uit jou Weermag uit te weer. Ek dink ook nie dat hulle is so goed opgelei dat hulle in verskeie rolle aangewend kan word. 3-2 bataljon se ontbinding is die laaste sien van een van die roemrykste eenhede wat die Weermag ooit gehad het en spel die verdwyning van een van die kleurrykste herinneringe van die destydse Bosoorlog in Namibië. Niemand minder nie as die voormalige hoof van die Weermag, generaal Jan Geldenhuys, het van 3-2 bataljon gesê, dis die beste gevegseenheid wat daar ooit in die Weermag was. En tot vandag toe hang daar in die offisiersmenasie 'n bronsplaat tot dien effek. 3-2 bataljon het in die vroeë jare 70 tot stand gekom, nadat die legendariese kolonel Jan Breitenbach, die broer van die omstrede digter Breiten Breitenbach, die Tshependa-faksie van die destydse FNLA vir die Weermag gaan werf het. Dit was tydens die veelbefaamde Angola-offensief van 1975 en 1976. Daarna sou 3-2 by bykans elke groot operasie in die oorlog betrokke wees en het later onder hul vyande as Os Terrivis bekend geword. Dis Portugees vir die verskriklikes. Nou word die angel uit die Os Terrivis getrek
Die eens gevreesde buffel het sy tyd uitgedien. Maar 3-2 sal nooit vergeet word. Sy merk is in die geheue van 'n hele generasie Suid-Afrikaners gemaak.